Goeiedag, geliefde broeders in die Here. Ek gaan vervolgens les nommer 17 met u doen van Die Weg. En die titel van hierdie les is Vriendskap met die wêreld is vyandskap teen God. Ons wil graag Haggai, die profeet Haggai, gebruik om verder uit te brei op die vorige les, waar ons gepraat het in les 16, dat God sê, as my mense net vir my gewillig was, dan sou ek hulle versadig. En hulle vyande sou van hulle wegvlug. Nou hierdie les brei net verder uit daarop, hoe begin hierdie goede? Dit is so maklik vir ons as mense, om gegryp te word deur kwellinge in die wêreld, bekommernisse, wat sal ons eet, wat sal ons aantrek, en die Here waarsku oor en oor, moenie bekommer oor hierdie dinge nie, want die Here sê hy sorg vir sy natuur, vir sy voëls, vir sy diere. Hy sorg. Hy onderhou die planeet al vir eeue, jare, duisende jare. So, hoeveel te meer sal hy nie sorg vir die mense vir wie hy sy lewe gegee het nie. Vir die mense wat hy die hoogste prys voor betaal het, om syne te wees, om by hom te wees, om met hom fellowship te hê. Hoeveel te meer. En ons is so maklik, ons is so geneig om dit so maklik te vergeet, dat God sorg. En dan word ons vasgevang in angstigheid, oor wat sal ons eet, wat sal ons aantrek, en wat van volgende gebeur. Daar's dreigende oorlog, daar is hierdie diewe en rowers. En die Here sê, ek is jou herder, niks jou ontbreek nie. En hy sê, ek lei jou om jou neer te lê in groen weivelde, na waters van rus is lei ek jou heen. Maar kom ons gaan kyk 'n bietjie waar die probleem begin. Dit het altyd nog begin by die duiwel wat kom met sy verleiding. Hy versoek jou. En as jy val vir sy versoeking, dan word hy jou meester, dan beheer hy jou. En hy beheer jou met vrees. Hy vang jou met vrees, en hy hou jou in sy gevangenis, met gedagtes van vreesagtigheid. Daarom sê die skrif uitdruklik, ons het nie 'n gees van vreesagtigheid nie. God het vir ons deur Christus kom gee, 'n gees van krag, van liefde en van selfbeheersing. So ons moet probeer om die duiwel geen plek te gee. Ons aan God onderwerp wat hy sê, en wat hy sê, hoor te ag, as wat ons ervaar hier reg rondom ons. Ons ervaar allerlei probleme en bedreigings en storms en winde. Maar die Here sê, jy moet heers oor die goed, ek het jou gestuur om te heers oor my skepping. Die aarde is myne, julle is myne, en julle is my gestuurdes, my gesalfdes. Kom ons lees vervolgens dan nou in Haggai hoofstuk 1 vanaf vers 2. So spreek die Here van die leerskare. Hierdie volk sê, nog het die tyd nie gekom nie. Die tyd dat die huis van die Here gebou moet word nie. Dit is 'n ding waarmee die duiwel die mens verskriklik versoek. Is, nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie slymer. Dit is nog nie so belangrik nie. Jy kan maar eenmal 'n maand 'n kerkbyeenkoms bywoon, en vir die res kan jy kan jou rugby kyk, en jy kan jou TV kyk, en jy kan jou besig hou met allerlei plesierighede in die wêreld. En hy kom, en hy verlei jou met plesierigheid, en goede wat jou vang, wat vir jou lekker is. Die lekker dinge van die lewe. Ek weet, daar's 'n voedselvoorsieningsmaatskappy wat hierdie lese gehad het, The Good Life. Is al die lekker goeie goede wat jy kan koop daar by hom, want jy met jou good life geniet terwyl hy geld maak uit jou uit. The Good Life, dit gaan alles maar oor mammon, né? Liefde vir geld is maar altyd nog die wortel van al die kwaad. Nou, ons moet lief vir God wees, en ek dink nie jy moet probeer om nie lief te wees vir dinge nie. Jy moet liewerste probeer om God lief te hê. Dit wil sê, soek God. Dis wat Dawid gesê het. Een ding van die Here het ek begeer God, sy teenwoordigheid. En dan word al die ander goede vir jou bygevoeg. So, die idee is nie om jou te veroordeel oor al die versoekinge nie.
Die versoekinge is daar, ons moet dit oorwin, maar die hele ding is, hoe oorwin ons dit? En kom ons kyk wat sê die profeet Haggai in Haggai 1 vers 2. Julle sê, die tyd om die huis van die Here aandag te gee, het nog nie gekom nie. Ons het nog eers dit doen, eers dat doen. Hoeveel mense het vir Jesus gesê, laat ek eers my pa begrawe, laat ek eers my osse gaan toets, laat ek eers my trekker gaan draai, en laat ek eers dit en dat, eers dit, eers dat, eers dit, eers dat. Daai, eintlik verraai ons harte, want waarvan die hart vol is, op die mond van oor, en jou hart het allerhande bekommernisse, dinge wat jou vashou, dinge wat jou tipe van sterk trek in 'n rigting om daarvoor toe te gee. En ons moet eintlik die begeertes van ons hart korrigeer, dat God ons grootste begeerte is. Dat ons die Here sal lief hê, hy wat welbehae het in die woord van die Here, wat sy tyd spandeer met die woord en met die woordigheid van die Here. Daai resultaat van dit is vrug aan 'n boom, wat vrug gee op sy tyd. Halleluja. So kom ons strewe eerder daarna dit, moenie veroordeeld voel nie. Kom ons kyk net, hoe kan ons hartsbegeertes vernuwe, en dit rig op dit wat werklik vrug sal oplewer, wat werklik loon sal bring, en jou tyd beter sal spandeer en bestee. Hy sê verder hierso, in vers 6, of kom ons sê vers 3 eers, so het die woord van die Here dan tot die profeet gekom, Haggai, en gesê, is dit vir julle self wel tyd om in julle betimmerde huise te woon, terwyl hierdie huis, my huis, in puin lê. Nou, ek dink nie, ons sien ons eie huise as betimmerde huise nie, behalwe as ons sê, nee, my buurman het 'n smarter huis as ek, en ek sal 'n bietjie moet opskerp. Jy weet, ek sal 'n bietjie moet inlees. Nou, daai tipe van gedagtes is wêreldse gedagtes. Dis die versoeking van die duiwel. Hy wil hê jy moet vergelyk jou met ander mense. En dan sê hy vir ja man, jy kan beter doen. Jy moet net 'n bietjie harder werk. Jy moet net 'n bietjie meer aandag gee aan jou budget. Ja, jy moet aandag gee aan jou budget, maar hy wil eintlik hê jy moet bietjie meer fokus op die materialisme en om iemand belangrik te wees in die wêreld, om aan aansien te wees. Jy weet, dis die versoekinge van die lewe, die grootsheid van die lewe. Oppas daarvoor. Vers 6 sê, julle het baie gesaai, julle het hard gewerk, maar nie genoeg gekry nie. Wie van julle het al gevoel, yes, ek werk my lewe lank, en ek sit met min. Dis wat hier so staan in vers 6. Julle het baie gesaai, maar min ingebring. Julle het geëet, maar nie tot versadiging toe nie. Julle het gedrink, maar nie genoeg gekry nie. Julle het julle geklee, maar nie warm geword nie. Wie hom verloon verhuur hom om dit in stikkende beurse te steek. Dit is verskriklik. Die duiwel wil hê ons moet op hy so die treadmill van die lewe te hardloop soos 'n rot. Jy tyd besig, jy harteblaad bars, jy bly net op een plek. Jy kom nie by jou destiny, by jou bestemming uit nie. Jy kom nie by jou begeertes uit nie. Jy word nie versadig nie. Hy laat jou hard werk, jy sweet dag en nag, jy gaan slaap met kommer, jy staan in die middel van die nag op in kommer, en jy staan sukkel om in die oggend op te kom in kommer, en jy hard op die dag deur in kommer. Die duiwel wil jou daar, hy wil jou daar hou. Ek is nie jou vyand nie, my broer en my suster, ek is jou broer. Ek vertel jou net van dieselfde duiwel val my ook aan. En ek lees vir jou God se woord, dis ons raad, ons moet dit almal volg. Daar's niemand wat nie hierdie boek moet ernstig opneem en moet gehoorsaam wat die Here sê nie. Ons moet dit almal doen. So, kom ons spring na vers 9. Julle het uitgesien na baie, en kyk, dit het min geword. En julle het dit in die huis gebring, maar ek het dit weggeblaas. Die vraag is, waarom? Spreek die Here van die leerskare. Waarom het jy min? Waarom is dit weggeblaas? Terwille van my huis wat in puin lê, terwyl elkeen van julle vir sy eie huis hardloop. Nou broer,
Suster, julle moet self met hierdie skrif voor die Here gaan worstel, want ek weet nie wat in jou lewe aangaan nie. Die Bybel is baie duidelik daaroor dat net die Heilige Gees weet wat in 'n mens se denke aangaan, wat in 'n mens se hart is. Christus het die vermoë gehad om te weet wat is in hulle denke en hulle hart, en hy het hulle aangevat daaroor. Maar ek weet nie noodwendig wat is in jou hart en wat is jou begeertes nie. Behalwe as die Here dit vir my wys met die doel om jou te help. Die Here gaan dit nie vir my wys om van jou te skinder of jou af te kraak of jou af te breek nie. Dis nie die hart van die Here nie. Dis ook nie my hart nie. Maar ek wil vir julle sê, die Here het 'n taak vir my opgelê, en ek vertrou die Here dat hy vir my sal disippels gee, dat hy die 12 apostels, 12 profete, 70 disippels vir my sal gee onder die boerevolk, sodat ons die werk van God kan doen. Ek soek mense wat getrou is, wat hulle self gee, wat nie sal struikel oor hierdie goede waaroor ons nou gepraat het in les 16 en nou in hierdie les 17 nie. Ek gaan verder in die woord kyk en vir julle lees van vers 13 van Haggai 1. Daarop het Haggai, die boodskapper van die Here, kragtens die boodskap van die Here, met die volk gespreek en gesê, ek is met julle. Hier is ons bemoediging. Ek is met julle. Die Here het dit vir sy apostels gesê voor hy in die hemel opgevaar het. Ek stuur julle. Wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sal julle krag ontvang. En julle sal kan doen wat julle moet doen. Ons het die krag van die Here nodig, om te doen wat ons moet doen, om die werk van die Here te doen. Maar die Here het ook gesê, kyk, ek is met julle, tot aan die einde. Ek is met julle. As God met ons is, wie kan teen ons wees? God is ons krag. So dit is ons bemoediging om te weet, God is met ons. Ek is met julle. Vers 14. En die Here het die gees van Zerubabel en die seun van Sealtiel en die gouverneur van Juda en die gees van Joshua, die seun van Josadak, die hoëpriester en die gees van die oorblyfsel van die volk opgewek. So wat doen die Here? Zerubabel verteenwoordig die Heilige Gees. En dan Joshua verteenwoordig die woord van God. Dis Jesus, hy is die lewende woord. En Zerubabel is die Heilige Gees wat gestuur is, wat Jesus gesê het, wat van my sal getuig en julle sal leer om alles te doen wat ek julle beveel het. So ons het die Heilige Gees nodig, ons het die woord nodig. En die Here sê vir ons moet konsentreer op die woord, ons moet konsentreer op die Heilige Gees en ons moet begin werk. Dis wat daar staan aan die einde van vers 14. En toe het hulle gekom en die werk begin aan die huis van die Here, van die leerskare, hulle God. So sodra ons meer wy aan die woord en die gees van die Here, en ons vra vir sy wysheid om ons te help, om nie vir ons besig te hou met dinge wat futiel is en wat nie belangrik is nie, dan is ons besig om nou te fokus op wat nou vir die Here belangrik is. En kom ons doen dit. Dit is my pleidooi. En dit is die pleidooi van die gees van die Here hier in Haggai. Haggai 2 van tweede helfte van vers 2 sê, Joshua die seun van Josadak, die hoëpriester, dis Jesus, né? En die oorblyfsel van die volk sê, wie is onder julle nog oor wat hierdie huis in sy vroeë heerlikheid gesien het? Hoeveel van ons het al gesien, video's, films, van die herlewings, van die vervloeë dae, van die wonderlike wonderwerke wat God gedoen het, die generaals in die evangelie van die koninkryk van God, hoe hulle God se werk gedoen het. En ek begeer dit so, ek begeer daai krag, ek wil so betrokke wees, dit maak my honger, dit maak my dors na meer van die Here. Nou sê hy, spreek tog, dat die woord van God met ons spreek, dat die Heilige Gees met ons spreek, en dat ons besig raak, as 'n oorblyfsel van God op hierdie aarde. Want ons is in die minderheid, die wat verlore gaan en die goddelose is die meerderheid, maar God sal ons bewaar, en God gaan ons help. Wie is onder julle nog, wat die heerlikheid van die vroeë huis onthou? Dis in vers 3. In vers 4 sê, en ek onthou dit, ek het video's gesien, dit is fantasties. Daar's nou nog mense, manne van God, en vrou van God, wat die krag van God bedien. Maar jy moet oppas, daar's baie misleiding ook. Jy moet nie sommer enige iemand volg nie. Jy moet onderskei in die Heilige Gees. Nou wil ek vir julle vers 4 lees. Nou dan, skep moed.
Hier is die woord vir u en vir my. Skep moed. En werk. Einde van vers 4. Skep moed in die begin en die einde en werk. Want ek is met julle, spreek die Here. Is dit nie wonderlik nie? Hy sê in vers 5, met betrekking tot die verbond, wat ek met julle sluit, of gesluit het, by die uittog uit Egipte land, my gees sal in julle midde bestendig bly. Wees nie bevrees nie. Want so sê die Here van die leerskare, 'n rukkie nog, 'n kort tydjie, dan sal ek die hemel en die aarde en die see en die droë grond laat bewe. God gaan alles skud. Daar kom 'n skudding. Dit is al klaar besig om te gebeur. Daar's geweldige goede wat gebeur en die mense het nie raad en antwoorde nie. Hulle word in vreesbevange situasies bevind. Verskriklike dinge wat met mense gebeur. Maar God sê hy is met ons, hy sal ons bewaar. Ek sal ook alle nasies laat bewe, sodat die skatte van die nasies sal toevloei, en ek sal met hierdie huis, ek sal hierdie huis van my bou, ek bou my kerk, die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie, het Jesus gesê, en hy sal dit vervul, hy sal dit volmaak, met sy heerlikheid, en ek sien so uit daarna, dit is vir my so amazing, ek wil so besig wees, die Here sê, ek wil julle besig vind, met dinge wat waardevol is vir God, wat God sal behaag. Ons moet besig wees met dit, wat God sal behaag. Ons lende omgord, ons lampe aan die brand, wanneer die Here kom, om sy bruid te haal. Die toekomstige heerlikheid van hierdie huis, sal groter wees, as die vroegere, sê die Here. En op hierdie plek, sal ek vrede gee, spreek die Here van die heerskappy. Wat 'n plek, die teenwoordigheid van die Here. Dat ons die Here alles maak. My dierbare broer en suster, ek hoop die woorde tot u gespreek, en ek hoop u gaan die Here se aangesig soek, en dat ons almal gaan herbesin, kom ons gaan herskik, realign, ons weë, ons gedagtes, ons prioriteite, kom ons gaan realign dit, met wat God sinne is, en kom ons wees met hom, soos wat hy met ons is. In Jesus naam seën ek u. Amen.